nie of daar gedoen het nie. Goed. Ja, kom ons kyk. Ek het gesê ek sal weer 'n keer praat. Reg almal? Kry die maatjies by mekaar, dat ons kan gesels. Bybel gesels. Ons gesels oor 'n bietjie oor die moeilike dinge. Ek het lanklaas video's gemaak. Nou ja, ek moet video's maak. Reg, kry julle maats, ouens, begin my join, kry die maatjies, verduidelik vir almal, ons is live, dat ons praat oor die moeilike onderwerpe. Ja, ek dink waaroor ons moet begin praat, ek wil eintlik praat oor wie is Israel in die Bybel, ek wil praat oor wie is die boerevolk, waar is die boerevolk in die Bybel, ek wil eintlik 'n hele reeks daarvan maak, ek het dit al gemaak in audio, so dis reeds op WhatsApp audio, is reeds daar, maar terwille van julle mense wat op TikTok is en nie op my WhatsApp groepe klim nie, en hulle kom nie by die audio's uit nie, het ek nou maar gedink dat ons so doen. Ons moet nou probeer kyk dat ons nou meer ouens kan bereik. So, middag almal. Nou ja, as iemand met my wil saampraat, hulle is welkom, ons kan gou 'n sinvolle 20 minute debat voer, maar voor ek daarby uitkom, wil ek praat oor die kerke, want daar's ouens wat up in arms is, oor ek die kerke aanspreek. Hulle kerk is dan so oulik, ja, die volk is baie, of die APK is dan 'n beter kerk, as die res van die kerke, hulle doen daarom iets. Hallo Christa, hallo, maar, die kerke se stem is stil in Suid-Afrika. Daar tot 'n Anglikaanse priester my gekontak om vir my te verduidelik, hoe kan ek nou die kerke aanspreek? Ek sê vir my maat, Anglikaanse priester, 'n Anglikaan, en jy wil vir my kom verduidelik hoe werk dinge. Rarig. Nou moet jy weet met wat het ons te doen. So, kry die maats, kom laat ons praat oor die kerke. Laat ons verstaan, die Bybel sê kom uit die hoer uit. Kom uit die hoer uit, dat jy nie deel het aan haar pla nie. Nou deel van hierdie hoerstelsel is die kerk. So, kom mense, waar is die ouens? Stuur vir die maats, dat ons kan praat oor die kerke. Wat is die fout binne die kerke? Dat ons net kan begin om die kerke aan die man te bring. Want dit is nou nogal belangrik, dan kan ek dit sommer sit op YouTube. So, waar is die ouens? Wie wil vir my verduidelik, sy kerk is eintlik 'n baie goeie kerk, en is 'n wonderlike stelsel, en ons moet almal kerk toe gaan. Waar is daai ou? Bring hulle vir my. Nou ja, ek drink gou 'n bietjie water. Reg. Middag almal. Middag. Waar is die ouens wat die kerke vol sit? Dis die ouens hier wat die kerke vol sit. Ek sien 45 kyk. So van daai 45 wat kyk, wie sit die kerke vol? Hy's elke Sondag is hy in die kerk. Hy woon die bazaars by, hy gee sy 10de, ja. Hy ken die predikant, dominee so en so op sy naam. Waar is die predikante? Laat ons bietjie praat. So, kom ouens, en like die live, dat ons my net 'n bietjie op die voorgrond gaan stoot. Nie dat dit pla my regtig nie wie kyk en wie kyk nie, maar miskien terwille van die klomp verdwaaldes. Hulle sal nie join nie, dankie Melanie. Die kerk in Suid-Afrika het leeggeloop. Ja, ons sal sien dat die Engelse kerke ook leegloop, hulle gaan hulle deure sluit. Ek sê dit na aanleiding van een van my kontakte op WhatsApp het na my toe gekom met 'n baie interessante droom. Veronica, mens moet God dien by jou huis, saam met jou familie en jou kinders. Begin daar. Mens begin daar. En van daar af kan 'n mens die kringetjie groter maak. Het 5 jaar terug die kerke gelos toe my oë oopgegaan het, en sien hoe mislei die kerke die mensdom. Dankie, daar sy. Ja, verhoekom. Baie waar, soveel kerk het al toegemaak, en nuwe hulle plek oopgemaak, maar nie te lank nie, dan is hulle weer toe. Die mense verlaat die kerke, want die kerk is geweldig liberaal. En
die mens, die blanke, uit sy genetika uit, is geneig om konservatief te wees. So, ons verkies huwelike, ons verkies kinders binne in huwelike, ons wil graag ons kinders goed opvoed, ons wil hê hulle moet werk hê, ons wil hê hulle moet weer huwelike gaan sluit en dat die huwelike hou, ons wil nie egskeiding sien nie, ons is konservatief. En dan kom die predikant en sê, hulle kan nou maar gays trou. Jy sien. Ja, die nuwe paus is interessant, ek sal 'n bietjie praat oor hom. Die nuwe paus, is maar, kyk, al wat nou gebeur het, een van die grootste kriminele organisasies in die wêreld het maar net 'n nuwe direkteur gekry, dis al wat gebeur het. Dis al wat gebeur het. 7-dae Adventiste is een van daardie kerke wat vir die mens lieg. Die 7-dae Adventiste doen nou nogal baie ernstig skrifstudie met hulle kinders. En hulle is baie, hulle praat uit, of hulle is baie sterk teen die katholieke kerk. Nie almal van hulle nie, maar 'n groot hoeveelheid van hulle wat uit die Ellen White geboorte kom. Hulle is baie anti-paus, so hulle praat teen die pausdom. Hulle is eintlik die enigste kerk wat dit doen. Nou ek is nie 'n Adventist nie, en daar is goed daar waarmee ek nie saamstem nie, maar ten minste is hulle bereid om te praat teen die pausdom. Maar hulle het 'n tipe, hulle het hierdie, ek dink hulle het Saterdag skole. So hulle skool hulle kinders, daai kinders wat by die kerk is, leer hulle volgens die kerk se hand. Hulle doen 'n baie ernstige poging om met hulle kinders te werk. Die AGS is maar vir my, is soos hierdie Doxa Deo kerke, die AGS het vir my lankal al uit die bus uitgeval, is dit die AGS wat 'n wegraping predik, dan moet jy weet, dat se nonsens verduidelik hulle vir jou. So, dit is maar 'n probleem. Die ou apostolies, hulle is almal vir my, is die probleem. So, as hulle, daar's 'n aantal waarhede wat hulle met die volk moet deel, en dit weier hulle om te doen. Solank as wat hulle hierdie een waarheid nie met jou deel nie, is hulle besig met 'n leuen. Rook en drank. Ja. SDA, ek was nog nooit in die SDA nie, maar ek luister baie keer na professor Walter Wit, en hy gee baie interessante inligting oor die pausdom. Jy moet nou maar net die Adventiste lering skei van die feite oor die pausdom. So, mens moet probeer kyk waar hy praat oor die pausdom en dit een kant toe vat. So, my werk is om die volk te leer om krities te dink. En jy is veronderstel om vir jouself te dink. Maar ons almal moet by een waarheid uitkom. En solank as wat julle nie by daai een waarheid is nie, dan is julle heeltemal verdwaald. As jy hierdie dis een sleutel wat jy nodig het. En as jy hierdie een sleutel het, dan sluit jy die Bybel vir jou oop. Maar jou kerk gaan jou dit nie leer nie. En hulle gaan doodstil bly. So, jy moet een sleutel hê. En geen kerk in Suid-Afrika verkondig nie, hulle bly doodstil. Ons is enkelinge wat dit verkondig. Some comments in this live were filtered to protect the community experience. Ek weet nie wat dit is nie, en ek weet nie waarom te kyk nie. Wacht, ek het kyk wat ons hier doen. Goed, weet pastore en dominees die. Ek weet nie of hulle weet nie, ek dink hulle is baie gebreinspoel deur die kweekskole. Ek sê, 'n kweekskool is daar om die predikante lyke te maak. So, die ouetjie kom daarin en hy's 'n ou wat opstaan vir sy geloof en hy's pro Jesus Christus. En 7 jaar later, nadat hulle met hom klaar is hy geestelik dood. Dan gaan hy na die gemeente toe en maak hy hulle ook geestelik dood. Ja, die kerk gaan niemand in die hemel bring, dit is korrek. Reg. Baie mense sê, maar ons moet nie die onderlinge byeenkomste, dit staan in Hebreërs, los nie, dit is so. Nou waar begin daai onderlinge ooreenkoms? By jou huis. Dis waar dit begin. Dit help nie, jy laai die kindertjies in die karretjie, en Sondag dan ry hulle kerk toe, en dis al wat die kind van die geloof hoor nie. Dan het ons heeltemal gefaal in ons taak. 'n kind leer sy geloof by sy ma en sy pa.
by moeders knie en vaders knie. Hierdie ding dat ons geloof uitkanaliseer, uitdelegeer, die kerk, man jong, die kerk moet nou die kinders leer. Ek kan nie die kind leer nie, want ek is nie lus om my Bybel te lees nie. Dominee Willie Smith het die waarheid gehad, ja. You can baptize your kids self, ja. Ja, if you are baptized as an adult, meaning not as a baby, baptized as an adult, like what you need to be in the Bible, okay? With belydenis van sonde, reg? Then you can baptize your own kids. You can do that, yes. So you don't need to go to a church, you don't need to go to a pastor, ja. In hierdie tyd het ons toegang tot die Hebreëus, ons het toegang tot YouTube, ons het toegang tot inligting. En is goed om, as jy 'n bietjie Hebreëus Hebreëus en Grieks geleer het, dis wonderlik, dan kan ons jou as 'n taalkundige noem. Maar ons gaan nou praat oor die sleutel. Ja, jy moet weer gedoop word as groot mens, dis korrek. Ja. 'n Klein doop is katholiek. Dit kom uit die katholieke stelsel uit. En dit het alles te doen met afgoderry. So dit het niks te doen met die Bybel nie. Nou het ek skoon vergeet wat ek wou gesê het. Die sleutel van die skrif is dat die blanke westerse nasies is Israel. So if you can catch that, the white western nations are the true Israel of the Bible. They are the tribes that became nations, and they were dispersed all over, and kings were born out of them. They've got royal houses. Yeah. So that is the key. If you have that key, you can start working with your Bible. And if you don't have that key, people don't read their Bible. They don't understand their Bible. And then they fall for stuff like, we are going for a rapture. We just have to wait for the 7-year tribulation. There's no 7 years in Revelation. There's none, zero, bugger all. There's a 42 month. That it's going to be difficult. But there's no 7 years. There's no such thing as a peace treaty for the Jewish state, and then there will be a third temple, and now the Antichrist is going to sit in the third temple. It's all a bunch of lies. So, jou probleem is, as jou kerk dit preek, dan preek hulle alleen. So, jy het 'n probleem. So kom ons kom by die punt uit dat ons begin verstaan ons is Israel. En kom ons begin, en dit wil ek nou vandag met julle doen. Kom ons begin gesels oor Israel. En hoekom sê ons die blanke westerse nasies is Israel? En dan gaan ek vir julle probeer verduidelik hoekom sê ek die boerevolk is Juda. Kom ons kyk of ek dit vir julle kan doen vandag. Ek gaan die kommentare aanhou. Wat van die Jode? Die Jode is die Baster Edomiet. Goed, hulle is nie Israel nie. Reg. They are imposters. They stole the identity of true Israel. And then they used that identity to go and steal land in the Middle East. And now they are doing the Greater Israel Project, which is a long time thing coming, which means they want to take the land from the Nile up to the Euphrates. Which means big parts of Syria, Lebanon, parts of Iraq, parts of Saudi Arabia, the Sinai Desert, up to Egypt. They want to take that land. And that is why we see the wars there. And I can promise you today, there will be no peace treaty with Israel, with the Jewish state, which they will keep. None, zero, bugger all, nada. Nee, die sleutel, Christel, is dat Jesus gesterf het vir sy volk Israel. En ek sal dit vir jou lees. Moet ek dit vir jou lees? Ek sal dit vir jou lees. Kom ons doen dit voordat ons daar kom, dat ons net gou die mense leer, luister mooi. Kom ons kyk vir wie het Jesus gekom.
Matteus 1, kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. En nou wag nog net, ons hierso. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Christel, Matteus 1. Hy gaan sy volk van hulle sondes verlos. Matteus 2. Ons weet nou nie wie is hierdie volk nie. Wie is hierdie volk? Wie is die volk? Kom ons lees. Reg, ons lees nou hierso Matteus 2, vers 6. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom wat vir my volk, Israel, 'n herder sal wees. Gaan hy 'n herder wees vir almal op aarde? Nee. Nee, hy's 'n herder niet vir Israel. Reg. Nou, hoekom kom Jesus? Om watter rede kom Jesus? Voor ons nou aangaan, kan iemand vir my verklaar, hoekom kom Jesus? God doen alles volgens wet en profeet. So, om watter rede kom Jesus? Waar staan dit dat hy moet kom? Op grond van wat? Right. Ouens, kom, dat ek hoor. Hier is baie belangrik, want dit het baie te doen met iets wat die Jode sê. Die Jode sê, God kan nie mens word en onder ons kom woon nie. Onder andere, en die Jode hou sogenaamde sacrifices, sogenaamde offerandes. Hulle het nou nie 'n tempel nie, maar hulle wil nou een bou en so aan. Hulle is besig met is 'n bastergodsdienst wat hulle kombineer met die Babyloniese Talmud. Alet sê op grond van die tweede verbond. Ek weet nie of dit die tweede verbond is nie. Alet, praat jy van watter verbond? Hoekom moet hy vir ons sonde sterf, Little Red Riding Hood? Kan ons nie maar net offer nie? Hoekom offer ons nie meer nie? To die for our sons so we can have eternal life if you believe in Jesus that he died and rose. Okay, but why don't we do a sacrifice? Why can't we sacrifice anymore? Remember, the sacrifices and the law were just for Israel. Were the sacrifices and the law for the Canaanites, the Philistines, the Anakites, the Jebusites? Were that law and sacrifices for them as well? Om die verhouding te herstel tussen God en sy volk. Dankie meneer Snyman of Snyman. So, Jesus kom vir sy volk, maar nou is dit nog steeds. Hy moet die verhouding herstel, maar hoe gaan hy dit herstel? Wat is die probleem? So in the old times, the law and the sacrifices according to the Sinai covenant was with his people Israel. He says to them, the law is your property. It says that in the Bible. Hy sê, die wet is die besitting van Israel. Goed. Now, those people in the Old Testament, those Canaanites and Jebusites and Philistines, could they be saved in the Old Testament? Die verbond wat God met Israel gesluit het, ek hoor jou. Who is these people Israel? The people Israel is the white western nations of the world. Mense kan dit nie self doen nie, so Jesus is die brug tussen mense en God. Wel in die ou dae die mense dit gedoen, Boesman. Die mense het gaan offer, en dan is hulle gered. So hoe nou? Nou hoekom het dit verander? Die Bybel konteks, Simeon Kriel, is dat die Bybel geskryf is vir Israel. Dit gaan oor Israel, waar hulle vandaan kom, waar hulle op pad is, wat God met hulle alles gedoen het. Dit is die Bybel konteks. So begin jou Bybel lees in daardie konteks. Reg, kom ons kan dan. What about non-whites wat in Jesus glo? Beanbag, my vraag aan jou is, die Kanaaniete in die Ou Testament, kon hulle gered geword het? Because that will answer your question. If you are not an Israelite in the Old Testament, could you be saved? Beanbag sê hy weet nie. Is daar iemand wat weet? If you did not have the law, Beanbag, and you did not have the sacrifices and the priests, could you be saved in the Old Testament? Reg, is daar iemand wat wil saampraat?
Juanita sê nee. Nou, Alet sê nee. Boesman sê nee. Reg. Nou my vraag is, so for 2000 years, God ignored these other people. But now you want to tell me in the New Testament he changed his mind. Is that what we are talking about? So God het verander. God het tot bekering gekom in die Nuwe Testament. Christel, luister mooi. Paulus skryf vir Israel. He cannot change the word of the Old Testament and he cannot change God's mind. So start thinking critical. Iewers sê die woord, daar sal nie meer kan en nie te wees nie. Ja, ons kan bietjie gesels daaroor, maar my vraag aan jou is, if God for 2000 years, according to the covenant on the Sinai mountain, excluded other people from saving, now you want to tell me he changed. According to what covenant did he change? Goed, kom ek sê dit vir julle in Afrikaans. In die Ou Testament was daar onder andere die Sinai verbond. Die wet en die verbond is vir die volk gegee. Goed, hulle kon gered geword het. Hierdie ander ouens kon nie gered word nie, hulle kon nie introu onder Israel nie, God het dit verbied. Hulle kon nie hulle kindertjies bring en kom leer nie, God het dit verbied. Reg. En wat gebeur toe met Israel? Israel het 'n priesterstam gehad, hulle het 'n tabernakel gehad, later het dit 'n tempel geword, hulle het 'n offerhandestelsel gehad, en hulle het 'n wet gehad. Reg. En toe raak hulle kwaad, die volk het God verloon. Ek hoor wat jy sê, Christel, he does not pray for the world, he says that. Hy sê, ek bid nie vir die wêreld nie, ek bid vir die wat u my gegee het in die wêreld. So God red geensins die wêreld nie. Ek is nou jammer om dit vir jou te sê. Inteendeel, hy gaan die wêreld met vuur verbrand. Christel, go read 2 Peter 3. Geen baster mag in die vergadering van God kom nie, dis waar. Maar kom ons kom terug. My vraag aan julle is dit. God het hierdie stelsel gehad waar volgens Israel gered kon word. Stem julle saam? En daai stelsel het verander toe God die volk verstrooi het, is ek reg? So toe God die volk verstrooi het, het hulle nog die wet gehad, het hulle nog die priesterdom gehad, kon hulle nog offer, ja of nee? 'n baster is enigiets tussen 'n Israeliet en 'n ander ras, waar Israel dan nou blank is, as jy dit verstaan. Ok, nou kom ek terug. So to Israel, when he dispersed Israel over the earth, and they became huge nations with royal houses according to Genesis 17, that they still have a law, that they still have priests, that could they sacrifice, or did they forget who they are? Het hulle vergeet wie hulle is? Het hulle God vergeet toe hulle verstrooi is? Alet sê ja, nou weet ek nie of dit daai ja is van wat ek nou net gevra het nie. Goed, kom ons hoor. Kom ons kom terug. Hierdie Bybel is net geskryf vir Israel. Bybel is nie vir ander mense geskryf nie. Al hierdie ander is die Gog en die Magog nasies. So, kom ons kom terug. Toe Israel verstrooi is, en hulle het nie meer die wet nie, en hulle het nie meer die priesters nie, en hulle kon nie meer offer nie, kon hulle nog gered word. Daar's 'n doodse stilte hier, ouens, kom. Afrikaners is blankes. Lyk 'n Afrikaner vir jou soos 'n baster. Hoe sukkel jy om 'n baster te onderskei van 'n Afrikaner? Ek moet vir jou sê, die ANC sukkel nie om 'n Afrikaner te onderskei van 'n baster nie, hoor. Elke nasie van Israel, Christel, the Bible is written for Israel, for the dispersed nations of Israel. So when he speaks about that, he does not speak about the cursed people. Hy praat nie oor die vervloekte nasies nie. Hy praat oor die Israel nasies. Goed, luister mooi. Jy sien, die Bybel is geskryf sodat baie mense kan dwaal. Luister mooi wat ek vir julle sê vandag. Die Bybel is geskryf dat baie mense
kan dwaal. Hoekom? Want God soek die wat in waarheid en gees hom aanbid. En dis 'n groot hoeveelheid van hulle bestaan nie. 99% van hulle is verdwaald. Reg. So, in die Nuwe Testament het hy 'n probleem. Daar's 'n probleem. Die volk is verstrooi vir meer as 500 jaar en 700 jaar onderskeidelik. Hulle het nie 'n priester nie, hulle het nie 'n offer nie, hulle het nie meer 'n wet nie. Hulle het vergeet wie hulle is. So wat sê God? Hy sê ek gaan met julle 'n nuwe verbond sluit. Hierdie bekering, hardes, van hierdie ander rasse, het gekom saam met die Demistkerkorde en saam met die Engelse sendelinge. Dis 'n siekte wat daar van Brittanje afkom. En dan moet jy weet, die Engelse sendelinge is hy daar in Dingaan se kampie bly, dan het hy nou 7 van daai vrouens ook. Dis waaroor het gegaan, het gaan oor seks. Kom, laat ons net eerlik wees waaroor het was. Dit het oor sendingwerk niks te doen nie, man. So, dit het niks te doen oor hierdie ander nie. Jou voorgeslagte was nie sendingmal nie. Hulle het ook nie ingetrou onder die ander nasies nie, dit was vir hulle 'n no-go. As hulle liberaal was en geglo het almal is gelyk en ons is 'n rainbow nation, het hulle gebly in die Kaap. Dat was nie vir hulle 'n probleem nie. Maar die Kaap het die slawe vrygestel en die kerke oopgegooi en kinders moet nou almal skool toe gaan en ja, en toe wat sê die voortrekkers? Toe sê hulle dankie, maar nee dankie. Ons glo nie so nie, dis nie wat in ons Bybel staan nie. Lindy, as jy nie verstaan, dit gaan oor die redding van Israel nie, dan verstaan jy nie jou Bybel nie. Maak hom toe, bær hom in jou kas. Dat is hy nie vir jou nie. Christel, julle is lief om dit te sê, ek ken nie die liefde van God nie. Weet jy wat maak julle? Julle maak God 'n Baal God, hy's Baal. Baal red almal en almal alles, jy moet net daar by Baal gaan staan. So, hoekom gaan jy nie na die paus toe nie? Christel, jy moet by die Katolieke Kerk aansluit. Gaan word deel van die Katolieke Kerk. Want hulle predik liefde vir alles en almal. Vir die gays ook en vir die pedofiele ook. So please go. Ek is by 'n punt waar ons by hierdie dinge moet al uitkom. Ek weet ek raak 'n bietjie opgewonde, Lindy, maar hierdie is so 'n belangrike onderwerp. Dis ons redding. Dis ons redding. Dit was ons val in 1994. In 1994 het die kerke vir ons gesê, maar julle as 'n boerevolk mag nie apart wees nie, want dit staan nie in die Bybel nie. Ons het gesê, maar dit staan in die Bybel. Nee, dit staan nie in die Bybel nie. Dit staan in die Bybel. Apartheid is in die Bybel. Reg. Hardes, hulle het nie ingetrou onder die slawe nie. So, jy moet baie versigtig wees vir die propaganda. Die propaganda is dat die slawe is nou 'n integrale deel van die boerevolk se voorgeslagte. Dis 'n leuen. Ons lyk nie soos kleerlinge nie. Punt nommer 1. Punt nommer 2, geen slawe moeder wat daar uit die Indiese Oseaan gekom het, wat daai taal praat wat baie naby aan Chinees en Mandaryns en so is, kan 'n kind grootmaak in Afrikaans met 'n protestante agtergrond nie. Daai ou wat dit sê, rook sy sokkies. 'n kind leer sy taal by sy moeder. So as die ma Engels is en die pa is Afrikaans, so word die kinders Engels groot. Die papi praat Afrikaans by die huis. Is dit nie so nie? Dan kry jy mense 'n kind by die naam Sean van der Merwe. Mamma is Engels, so hy Sean, want sy kies 'n Engelse naam, en papa is Afrikaans, hy is van 'n Merwe. En dit is hoe dit gebeur. Reg. En is interessant, want die taal en die geloof word by moeders knie geleer. So daai klomp islamitiese slawe wat inkom in die Kaap, het toe die kindertjies protestant groot gemaak. Dis 'n sotlikheid, man. Dis 'n sotlikheid. Dankie, Lena. Ja, kom uit die kerk uit, kom uit die Babyloniese stelsel uit. Lindy, die Bybel praat in Deuteronomium 23 vers 2 van 'n baster. Gaan lees mooi wat daar staan. Reg, kom ons kom terug. Weereens, ons is nou al 20 minute verder. Kom ons kyk. Weereens, ons kom terug by dit. Israel is verstrooi.
Hoe moet God hulle red? Hulle het nie meer priesters en offers nie. Hulle het hom vergeet. Hulle weet nie wie hulle is nie, hulle het ander name gekry. Hulle is die Qumri en die Skiteërs, en later word hulle Germane, en toe word hulle Friese. Eintlik het ons ernstige probleme gehad met die slawe. Dis juist as gevolg van die vrystelling van die slawehardes, wat die voortrekkers getrek het. Gaan lees dit op. Die slawe se doen en laat is nie goed gedokumenteer nie, is 'n leuen. Deuteronomium 23 vers 2, Adel. Ek kan dit vir julle voorlees, maar dit is goed as julle vat die versie, highlight hom, is baie belangrik. Reg. Nee, ja, die enigste rede Johannes 3 vers 17 staan, dat die wêreld gered moet word, is dit. As daar geen volk is, as God se volk nie meer daar is om te red nie, verwoes God die aarde. Want God het die aarde vir die Adamiet gegee, en uit die Adamiet kom die Israeliet. Hy het hom nie vir die Nephilim rasse van Genesis 6 gegee nie. Hulle het die aarde gesteel. Dankie Skyrim, as julle net bietjie verstaan dan vir hom. Hy kom red die sonders, die sondaars van sy volk Christel. Hy sê dit dan nou, ja, hier staan dit, hy sal 'n herder wees vir sy volk Israel. So wat jy vir my sê is, moet ons Matteus 1 en 2 uitskeer, dan hou ons net daai Johannes 3 vers 16, want jy gaan vasklou aan daai versie. Matteus 1 en 2 gaan jy heeltemal ignoreer, is eintlik wat jy vir my sê. Ons ignoreer Matteus 1 en 2 en al die ander verse, waar God oor Israel praat, waar Jesus oor Israel praat, en ons hou vas aan Johannes 3 vers 16 en dit raak ons evangelie. Vir die verlore skape van Israel, nie vir al die verlorenes nie. Die res stel hy nie eers nie. Die voortrekker geslag het nie ingetrou nie, Jan, maar dit is 'n lekker manier om die boerevolk te kry om nou in te trou. Verstaan jy? Solank as wat julle dit glo, as ek glo ek is 'n baster, dan kan ek myself mos nie apart hou nie. Dankie Matteus 15, dankie Magriet. Dankie Marikie, as dit help, want ons moet die kinders weer gaan leer. Dit is so, Lena. Nou goed, kom ons kyk. God sê, hy moet 'n nuwe verbond sluit met Israel. 'n Nuwe verbond. Want onder hierdie verbond kan hy hulle red. In die vorige keer was dit onder die Sinaï verbond. So kom ons lees wat sê hy van die nuwe verbond. Ons lees dit daar. Nee, Christel, die basis, die fondasie van die Ou Testament is ek red Israel. Christel, sê gou vir my, het God verander in die Nuwe Testament? So God, die ou God, is daar 'n nuwe God in die Nuwe Testament? Want die ou God sê, hy kies net Israel. So sê net vir my dit. Goed, kom ons kyk. Jeremia 31 vers 31. Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nou, hoe gaan hierdie verbond lyk? Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag dat ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. So hy sê, daar kom 'n nuwe verbond, maar hy lyk nie soos die Sinaï verbond nie. Reg. Dan gaan hy verder. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit. Die sê dit vir die tweede keer. Spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste, so die wet kom terug. En skryf dit op hulle hart. Waar? Op jou hart. Dit moet hier op jou hart wees. Hierdie wet. Daai Torah moet nou op jou hart kom. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Ja, nee ouens, dis 'n probleem. Ja, ek het nou vergeet om daai ding af te sit. Julle moet asseblief nie reward stuur nie, anders is dit 'n vreeslike geraas. Rede hoekom hulle 40 jaar in woestyn gewandel het, was om die bastardes hulle te suiwer. Dit is so. Maar kom ons lees. Volgens die nuwe verbond gaan hy die wet weergee vir Israel. Hy gaan vir hulle 'n God wees en hulle gaan sy volk wees. Maar hier het God 'n ideale geleentheid om te sê, weet jy wat? Met hierdie nuwe verbond gaan ek die hele wêreld red. Ek gaan 'n God wees vir die wêreld en die wêreld gaan my volk wees. Maar dit staan nie hierson nie. So het hy vergeet om dit in te sit.
En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie, en sê, ken die Here, want hulle sal my almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. En vir hierdie rede kom Jesus as offer. Reg. Nou, is dit interessant. Jesus praat daarvan. Kom ek gaan julle wys waar hy dit sê. Die bloed is net vir die onder die verbond. Matteus 26 vers 28, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament of die Nuwe Verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis. Hoekom is die bloed nie vir almal nie? Hoekom is die bloed net vir baie? Matteus 28 moet saamwerk met Matteus 1 en 2, Christel, begin dink. Nee, al die nasies, die is 'n bepaalde lidwoord, Christel. Daar's 'n verskil tussen koop alle stoele en koop die stoele. So gaan kyk mooi wat daar staan. Nie alle nasies nie, nee, dis waar. Luister mooi, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Vir wie is die bloed? Vir baie. Wie is hierdie baie? Vir wie is hierdie baie? Vir wie is hierdie offer? Want dit is vir baie, dis nie vir almal nie. Hoekom is die offer nie vir almal nie, Christel? Ouens, sê bietjie vir my. Ek wil weet, hoekom is die offer nie vir almal nie? Hierdie offer moet ons nou ook wees vir almal. Anet sê dis vir Israel, korrek, want dit is vir die nuwe verbond. Daar is nie nog 'n verbond gesluit met almal nie. Die verbond is met Israel. Ja, die woord sê al die nasies. Al die nasies. En kom ek gaan dit vir jou lees. Kom ons kyk 'n bietjie. Ek dink is hier by Matteus 10. Toe Jesus hulle geleer het, daai 3,5 jaar, toe hy op die aarde was, toe leer hy hulle, né? En toe sê hy vir hulle 'n baie belangrike ding. Kom ek lees hierso. Kom ons kyk of ek dit vir julle kan kry. Jesus het hulle vir 3,5 jaar opgelei. So, wat het hy vir hulle gesê? Gaan verkondig dit vir almal? Nee, hy het nie. Matteus 10, Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dan sê hy verder, hy sê, luister mooi, hy sê hierso, en wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander stad toe, want voorwaar ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry, voordat die seun van die mens kom nie. Elke tong en elke knieg van Israel, hardis, want ons sien dat op die einde van tye, doen nie Gog en Magog nie eers die buiging voor hom nie. So gaan dink mooi daaroor. Luister mooi, hy sê, julle gaan met die stede van Israel nie klaar kry nie. Hy verduidelik het, hy sê, gaan na die verlore skape van Israel toe, moenie gaan na die heidene nie, moenie gaan na die Samaritane nie. Wat is fout met die Samaritane gewees? Hoekom noem hy hulle? So wat word van almal wat die Here dien, maar nie Israel is nie? Ja, is 'n wasted effort, want die Bybel sê, God het vir hulle die son, maan en sterre gegee om te aanbid, dit staan in die Ou Testament. So, die Jahwe sê, hy sê, julle, Israel is my volk en ek is julle God. Hy sê, sien julle al hierdie nasies om julle? Ja, sê hulle. Hy sê, vir hulle het ek die son, maan en sterre gegee om te aanbid. So as God vir hulle die afgode gegee het om te aanbid, wie is jy om hom te verander? Christel, jy moet 'n katoliek word, jy is definitief in die verkeerde geloof. Kry vir jou die katolieke kerk, jy gaan baie gelukkig wees saam met Papa Paus. Die vrou by die put was 'n mooi voorbeeld, ja. Hy het haar nooit gered nie. Die vrou by die put is nooit gered nie, die Samaritaanse vrou. Die Samaritane is 'n baster ras gewees, is 'n baster volk. En die Judeërs het hulle nie met hulle gemeng nie, want dit staan eintlik in hulle wet. Dis hoekom hulle dit gedoen het. So, hierdie is baie belangrik. Want as jy hierdie ding van 'n nuwe verbond nie verstaan nie, wel, dan is jy besig met Baal godsdiens. En jy kan hierdie Bybel aanwend vir Baal godsdiens. Is nie moeilik nie.
Dit is nie moeilik nie. Ek het vir jou sê, ek kan hier verse vir jou uithaal, wat jou hele wêreld op sy kop gaan draai. Want dis verse sonder konteks. Hoe weet jy is deel van Israel? Alle suiwer blanke nasies in die wêreld is deel van hierdie Israel volk. Is deel van die Semiete en die Jafiete. Vir hulle is, hy sê dit, hy sê hy is die God van Sem en Jafet mag woon in sy tente. Hy sê dit. Hy sê dit nooit van Gam nie. Die Katolieke Kerk is die Antichrist volgens Daniël 7 in Openbaring 13. So, en die pausdom preek 'n klein doop, hulle preek Papa Paus, hulle preek dat hulle die sondes kan vergewe, hulle preek 'n Rainbow Nation geloof, hulle preek open borders. So nou moet 'n ou gaan dink, is dit nie mooi wat ons kerke ook deesdae preek nie? Daar's nie meer grense tussen volke nie, almal kan nou gered word, God het almal gemaak en hy red nou almal. In die Nuwe Testament red hy almal. In die Ou Testament het hy net Israel gered, maar moenie worry nie, in die Nuwe Testament het God tot bekering gekom. Ja, hulle bid vir Maria. Hulle sê, Jesus se hart sal sag raak, want as Maria vir jou gaan praat daar, by hom, want Maria is lewendig opgeneem in die hemel, sy het 'n opstanding gehad, volgens die Katolieke, dan gaan sy hart sag raak. So ja, die kerk is die oorsaak van die strafgerig, dit is waar. En dit raak erger. Goed, kom ons kom terug na Genesis 17, want ons sukkel. Genesis 17, kom ons praat oor Genesis 17. Nou ja, Abraham is 99 jaar oud. Nou sê God vir hom, ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Nou is die vraag, hoekom wil hy nou met Abraham 'n verbond sluit? Hy het dan nou klaar gesê, wees vrugbaar en vermeerder. Hoekom nou juist met Abraham? Wat maak hom so spesiaal? Hoekom nie met Ismael of hoekom nie met Gam se nageslag? Ek meen, Nimrod was 'n Nimrod was 'n koning van formaat. Onder andere was hy 'n jagter. Mense moet vra, wat het hy gejag? Maar nou ja, hoekom sluit God nie 'n verbond met Nimrod nie? Hoekom, hulle glo in 'n vagevuur. Hoekom sluit God 'n verbond met Abraham? Luister mooi. Hy sê, ek wil 'n verbond met jou sluit en jou buitengewoon vermeerder. Reg. Dan sê God verder, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Nou vra ek julle, waar het hierdie verbond in vervulling gegaan? Waar is dit? Hardes, jy is nie veronderstel om as te word nie, as jy dood is nie. Rose, dankie, Nimrod was nie in God se saadlyn nie. Reg. So, vir Abraham sê hy, ek gaan jou 'n vader van 'n menigte nasies maak. Hardes, want die blanke bly hulle voer. Dis hoekom hulle so baie geword het. Reg. En nou is hulle besig om die blanke nasies te oorstroom. So dit is wat gebeur as jy die liberale teologie volg. Dan raak hierdie ouens wat jy so wil bekeer en voer met mieliemeel, raak jou probleem. Lekker man. Siener praat spesifiek daarvan. Hy sê dat in hierdie tyd, hierdie volke, wat die boerevolk so ge-abuse het en getrap het, hulle sal oorstroom word deur hierdie vyande wat ons tans teen ons het. En God sal toelaat dat hulle vernietig en verwoes word en hy sal net 'n oorblyfsel van hulle red. Dis wat Siener sê. Hy's reg. Dit is wat gaan gebeur. Reg. Kom ons kyk. Hy sê, ek gaan jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslagte as 'n ewige verbond.
Om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Vir wie is hy 'n God? Is hy 'n God vir die Ismaeliete? Is hy 'n God vir die Kanaaniete? Want hulle kom uit Gam uit. Nee, hy is 'n God vir Abraham se nageslag. Nou sê baie mense, ja, maar Abraham het baie seuns gehad. Dit is so. Hy het 4 of 5 by Ketura gehad. Ons weet hy het 1 gehad by Hagar, Ismael. Maar as ons lees, dan lees ons is die verbond is met Abraham, Isak en Jakob. Hallo Quentin. So, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, en hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Nou wil die kerk vir jou sê, hierdie verbond het God verander in die Nuwe Testament. Hy is nou 'n God vir almal. Die verbond is nou met almal. Jy sien die kerke loop vir ons in lieg, en die rede hoekom hulle ons hierdie leuen verkondig, is sodat hulle jou kan gelykstel met al hierdie ander nasies. En as jy nie weet hoe lyk dit wanneer hulle jou gelykstel met al hierdie Gamitiese, Kusitiese en Kanaanitiese nasies nie, gaan sit 'n bietjie by die provinsiale hospitaal. Sit jou kind in 'n skool waar die Kanaaniete en die Kusite die meerderheid is. Dit is hoe dit lyk wanneer hulle jou gelykstel met die ander nasies. Word jy dan verdruk? Of is daar nie rasisme nie? Daar is rasisme. My heerlikheid. Nou, hoekom sal dit wees? Ons is dan nou almal gelyk. Want hulle doen wat hulle vader doen. En hulle vader is Satan. En hy is 'n mensemoordenaar van die begin af, Johannes 8. Nou is die feit dat hy loop en lieg. Hoekom het Jahwe hulle so laat aanteel? Ons het hulle so laat aanteel, Hardes. Ons het, dit was nie hulle getalle nie. Hulle getalle is so danksy die blanke westerse nasies wat hulle voer met koring en mieliemeel. So asseblief, gaan dink mooi daaroor. Dit is so Engeland gaan vernietig word vir die skade, vir die moorde wat hulle gepleeg het op ons in die Anglo-Boereoorlog, sowel is in die tyd wat kom. So, die Britte is nie klaar met ons nie, Lena. Die groot drama kom nog. Reg. Dan praat hy daarvan dat hy vir hulle die land van vreemdelingskap gaan gee, die hele land Kanaan as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle God wees. Maar onthou, Israel het die verbond verbreek, toe het God hulle verstrooi. Nou ja, nou weet jy wat is interessant? As 'n mens luister, verder het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. Ek sal haar seun en jou uit haar ook 'n seun gee, sodat sy tot nasie sal word, konings van volke sal uit haar voorkom. So die verbond is nie met Abraham en Hagar nie, die verbond is met Abraham en Sara. En hulle het 'n seun Isak. En wanneer jy in die Bybel lees, dan sê God vir Abraham, jy moet jou enigste seun gaan offer. Nou, Abraham het mos nou ander seuns. Ek meen, Ismael was dan teen daai tyd al, ek dink 14 jaar oud of 'n bietjie ouer. Hoe kan God sê, Abraham het net een seun? Jou enigste seun gaan offer, hoe kan hy dit sê? Want Isak is die enigste seun binne die goddelike saadlyn. So, goed, ek stem saam Philadelphia. Goed, kom ons praat verder. So as jy hier hoor, dan kom jy agter dat God vir Abraham 'n menigte nasies beloof. En die nasies sal kom uit Abraham, Isak, Jakob en die 12 seuns. Nou vra ons weer die vraag. Dankie Roy Baard, ja, die skaap het education nodig. Luister mooi. As Abraham se nageslag nou nasies geword het, waar is hulle vandag? Waar is hulle? Want die Jode het nooit nasies geword nie. Ek dink hulle is nie meer as 15 miljoen reg oor die aarde nie. Alhoewel ek dink die blanke nasies in die wêreld is hier by die 800 of 900 miljoen. En die rede hoekom ons so min is as gevolg van 2 wêreldoorloë. In die Tweede Wêreldoorlog het 40 miljoen blankes gesterf. 40 miljoen. Waarvan 11 miljoen Duitsers was wat van die honger gesterf het na die oorlog, omdat die VSA en Brittanje geweier het om vir hulle kos te gee.
Hardes, ons is nie 'n mengelmoes nie, want God sê, hy sal 'n oorblyfsel van Israel behoue bly. Nou, luister mooi. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Ons wil weet, wat is die eersgeboortereg? Dis goed as ek hoor die ouens in Nieu-Seeland kyk, hulle moet maar huis toe kom. Die ouens moet huis toe kom. Want Nieu-Seeland gaan dit sleg lyk en Australië gaan sink. Dis goed as julle alles aanstuur. Kom ons kyk. Nou ja, kom ons gaan kyk na die seën wat aan Jakob gegee word. Jakob kry die seën by Esau. Hy koop dit regmatig. So, luister mooi. Kom ons kyk hierso. Ons weet dat Jakob die eersgeboortereg gekoop het. Hy het dit gekoop wettiglik by Esau. Hy het dit laat beskryf, het staan in die boek van die opregte. Hy het onder andere ook die grot van Magpela by Esau gekoop. Jy lees dit in die boek van die opregte. Is nie in jou Bybel nie, maar ons lees dit in die boek van die opregte. Reg. Nou kom ons lees hierso. Reg. Hier kom Jakob met die kossies en hy gee dit vir Isak. Daarop het Isak aan sy seun gesê, hoe het jy dit so gou gekry, my seun? En hy antwoord, omdat die Here, u God, dit my laat teekom het. En Isak sê vir Jakob, kom tog nader, dat ek jou kan betas, my seun, of jy waarlik my seun Esau is of nie. Jy sien, God gaan maak Isak blind. Want as dit van Isak afgehang het, het hy Esau die eersgeboortereg gegee. En dit wou God nie hê nie, want God sê hy het Esau gehaat nog voor hy gebore is. Dit staan er nogal in Paulus se boeke. Dit staan op 'n ander plek ook. Hy sê Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Hardes, ons voorvaders het nie moord gepleeg nie. Die vraag is, wat is moord? Wanneer Israel in Kanaan ingaan en die Kanaaniete uitmoor, is dit moord, Hardes? Sê bietjie vir my. Kom, ek gaan aan. So God gaan maak Isak blind, sodat Jakob die eersgeboortereg kan kry. Nou ja, so hy eien hom nie, hy kyk na die armpies, hy voel dit is grove, want onthou Esau was vol hare, hy het nie vreeslik gelyk soos 'n mens nie. Hy was met hare van top to bottom, reg. En hy vra vir hom, bring dit vir my nader, dat ek van die wildsvleis kan eet, en daarop sê sy vader Isak vir hom, kom tog nader en soen my seun, en hy het nader gekom en hom gesoen, toe ruik hy die geur van sy klere, en hy seën hom, en sê, kyk die geur van my seun is soos die geur van die veld wat die Here geseën het, en mag God jou gee, ek sal nou antwoord, Joan, sal nou dit antwoord. Ek weet nie presies wat jy bedoel nie, maar ons gaan nou antwoord. En mag God jou gee van die dou van die hemel, en van die vetgrond van die aarde, en die oorvloed van koring en mos. Volke sal jou dien, en nasies voor jou neerbuig. Wees 'n heerser oor jou broers, en die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vloek, en geseënd is hulle wat jou seën. Kom ons kyk hier. Waar is die vetgrond van die aarde? Is dit in die Midde-Ooste? Joan vra, hoekom is daar in die Bybel meer swart name as wit? Daar is nie in die Bybel swart name nie. Iemand moet vir my verduidelik, waar staan daar swart name in die Bybel? So, Bybel, die name wat die skrif gebruik is Hebreëus. Dit het niks met die swart taal te doen nie. Ek is bly, Annie, as julle luister. Sê gaan vir my, is die Midde-Ooste vetgrond, die dou van die hemel, die vetgrond van die aarde, oorvloed van koring en mos? Sê vir my, is die Midde-Ooste die plek waar ons moet gaan plant? Afrika is vrugbaar, maar interessant, onthou ons gaan nou praat oor Afrika, want ek sal nie klaar kry met wat ek wil sê vandag nie. Afrika staan onder die Kanaanitiese vloek. So, die Midde-Ooste is nie die vrugbare plek nie. As ons wil koring plant en so, dan gaan ons dit nie daar doen nie, nou. So, is dit interessant dat Nederland een van die grootste uitvoerders van kos is in die wêreld. Die Amerikaners plant graan en mielies, hulle voer uit. Reg. Suid-Afrika kon nog alle jare uitvoer, ten spyte daarvan dat ons 'n regering teen ons het, en ons vermoor word op ons plase.
Boesman, hy praat nie net in Sefanja met die boerevolk, hy praat ook in die hele Jesaja. Reg, vanuit die staanspoor uit, maak God die nageslag van Abraham boere. Luister mooi wat ek sê. Vanuit die staanspoor uit, maak God Abraham se nageslag boere. En boerdery het nie ontstaan by die Jode nie, so asseblief nie. Ons is boere, nog alle jare, in Europa, in Brittanje, toe die mense oorgaan daar na die VSA toe ons hier kom in Suid-Afrika, toe word ons sommer boere genoem, never mind. So, ons is boere, want God het ons boere gemaak. En hy het gesê, luister, ek gee vir julle die plekke waar het gaan baie reën, julle gaan nie sukkel met reën nie, julle gaan nie sukkel met water nie, gaan vir julle baie reën en water gee, in vlaktes waar julle kan mak maak en julle kan daar plant. Die vetgrond gaan dit vir julle gee. En dit was so. En dit is die westerse nasie se deel. Hulle is die ouens wat voorsien. So as jy die wêreld wil laat honger ly, wat doen jy? Jy sê vir die westerse nasies, hulle mag nie meer plant nie, hulle mag nie meer beeste aanhou nie, in skape, in bokke, in hoendertjies wat eiers lê nie. Wat sê jy dan vir hulle? Jy sê vir hulle, mag nie meer kunsmis insit nie, want dis global warming. Hulle mag nie meer boer nie. Hier in Suid-Afrika moor hulle die boere uit, want jy mag nie meer boer nie. Jy moet Bill Gates se laboratoriumvleis eet. Jy moet hulle sogenaamde insekte eet. Is dit iets wat God vir ons voorgeskryf het? Nee. Reg. Nou is dit interessant. Nou, toe Esau nou daar kom, wat se seëning kry Esau? Want sy broer het nou die eersgeboorte reg gevat, né? En hy was toe baie kwaad, en hy kom by Jakob, en hy huil, en hy sê, seën my ook. Toe antwoord sy vader Isak en sê vir hom, kyk, ver van die vetgrond van die aarde sal jou woonplek wees, en ver van die dou van die hemel daarbo. En van jou swaard sal jy lewe, en jou broer sal jy dien. En luister nou mooi, maar as jy jou kragte inspan, sal jy sy juk van jou nek afruk. Nou luister mooi. So, die blanke nasies regeer die wêreld, totdat hulle die Jode begin inneem in die stelsel in. Die Jood werk op rentes en banke, onder andere. En ons weet, hulle het al die corn sites. Ek mag nie die ander woord sê nie, want dan weet ek nie of hulle dit sal hê op YouTube nie. Ons weet hulle werk digitaal. En ons weet hulle maak oorlog, die Joodse bankiers maak oorlog. So dit is so, Esau werk met sy swaard. So sy swaard, hier, wat ek nou lees is Genesis 27. So die swaard van Esau, kan ons sê regeer vandag die wêreld, kan ons dit sê? Is ons onderdanig aan die Joodse bankiers? Ja. Beheer hulle die stelsel? Ja. So, het hierdie seëning in aanhalingstekens, wat Isak dan nou vir Esau gegee in vervulling gegaan? Waar bly Esau? Bly hulle in die vetgrond? Nee, hulle bly in die Midde-Ooste. Wat het die Midde-Ooste om te gee vir die wêreld vir kos? Sê 'n bietjie vir my. Wat het die Midde-Ooste om te gee vir kos? Want hulle sukkel om kos te produseer. So wat het hulle om te gee vir kos? Dink olie, dankie, hulle gee olie. Goed, want vir Ismael is daar gesê, daar sal 12 prinse uit hom voorkom, en hy sal 'n ryk nasie wees. Dit is so. Die Midde-Ooste het al die jare behoort aan die Arabiere, die Moabiete is hierdie Saudis wat oorgeneem het, en hulle dink hulle is nou iets. Maar, luister mooi, hulle gee olie vir kos. Want hulle kan nie self produseer nie, want hulle sit nie op die vetgrond nie. Baie belangrik om te verstaan. Hierdie is so belangrik, mense. Reg,
Ek moet amper klaar maak. So, hierdie is dan nou deel 1, dat ons net verstaan, dat hierdie blanke westerse nasies, is die nasies wat die kos gemaak het, al die jare. Nou wil hulle kom met laboratoriumkos, en insekte, en so aan. Genetiese manipulering, dan maak hulle nou vir jou 'n vleisie daar in die laboratorium, en jy moet nou minder vleis eet, want ons kan nie meer beeste hê wat op die velde is nie vir global warming. Nou ja, as jy dit verstaan jy hoekom die blanke westerse lande Israel is. En hoekom hulle nie mag sê dat hulle Israel is nie. As ons hardop praat en sê die Jode is nie Israel nie, dan is mense baie kwaad vir ons. So, die Jood sê, hy is Israel van die Bybel, en hy kan moor en doodmaak daar in die Midde-Ooste soos hy wil, want hy is the chosen ones, they are the chosen ones. Maar hulle verwerp Jesus Christus. Die Bybel sê die skape ken die herder se stem. Maar goed, dit nou daar gelaat. As ons vandag sê, ons blanke westerse lande, we are the chosen ones, en is ons lande, en ons hou ons apart, en ons maak soos ons wil, dink julle die wêreld gaan dit toelaat? Stand strong, ek weet nie, miskien môre aand sal ek maar weer 'n bietjie met julle praat. Kom ons sê hier van 4 uur af. Nee, ja, die blanke mag nie sê hy is Israel nie. Angelique sluit aan by my groep, en dan hoef jy nie haar kerk toe te gaan nie. Deborah kerk met julle elke naweek. Dan kan jy lekker Bybel luister. Ek maak baie lering, daar's baie leringe wat ek gemaak het. Dit is gestoor daar op Telegram. My nommer is 064, kruislank julle pienerig, 064-699-6976. En hallo Paul, en dan kan julle met my in aanraking kom, en dan kan ek julle sit op my Telegram groepe, of op my WhatsApp groepe, of so, en julle kan gaan luister na die skrif. Ek gaan weer vir julle sê, die kerke gaan nie vir julle hierdie waarheid gee nie, want dit is teenstrydig met die paus, en al die kerke vandag staan onder die paus. Hier en daar is daar so 'n enkel kerkie wat opstaan en protesteer. Hulle is so min, niemand weet amper van hulle nie. Hardes is die mekaar. Moses slaan die Egiptenaar dood, ek kom niks hoor nie. Israel slaan die Kanaaniete dood, en kom niks oor nie. Juanita, I will do that. Die predikers weet dit nie. Goed, so ons het 'n lekker uur gepraat, en ek hoop dit was vir julle sinvol, dit is baie belangrik, en dan kan 'n mens nou afgaan, dat ek nou net hierso gaan. Ja, baie belangrik, miskien moet ons dan nou môre praat, oor die boerevolk in die Bybel. Ja, die kerke is 'n probleem. Die kerke gaan jou nie leer van die Pasga en van die Sabbat nie. Die kerke leer jou nie wie jy is in die Bybel nie. Die kerke lê nie vir jou die profeseë uit nie. Die kerke gee nie eers vir julle openbaring nie. Die kerke het julle vergeet, julle is weeskinders. So, dis baie hartseer. So, ek gee weer my nommer 064-699-6976. Is 'n plesier, Kitty. Hoe meer mense verstaan, hulle is Israel, hoe meer en hoe makliker gaan julle Bybels verstaan. En dan gaan jy nie val vir goed soos wegraping, stories in 7 jaar verdrukking aan 'n 3de tempel nie. Ja. Judy, die kerk praat nie oor die wet nie, punt. Want as hulle oor die wet praat, kan hulle nie gay huwelike goedkeur nie. Maak dit sin? En ons weet, die katholieke kerk sit met 'n geweldige probleem van kindermolestering. So hulle gaan definitief nie met jou praat oor die wet nie. So ja. Nou ja, tot môre. Rika, nee, die baalpriesters hou nie van my nie, nee. Mooi bly, ons praat weer. Gaan julle sien.